Goeiemôre, liewe broers en susters. Baie welkom hier in die erediens vanoggend en julle ouens wat aanlyn ingeskakel is net so welkom in vanoggend se erediens. Baie dankie vir Ruben en Kamal vir die hantering van die voorafsang en terwyl ons nou baie dankie sê, baie dankie vir almal wat 'n reuse bydrae gehad het in ons vlooimark gister met die aankope, met die voorbereiding. Hulle was hier en daar, soos hulle in Engels sê, 'n curveball of 2 trotseer gister en hulle het dit reg gekry en ons het 'n baie goeie inkomste gister geïn van 8.940. En daar is nog pannekoek en koeksusters te koop na die erediens beskikbaar. So baie dankie vir almal se groot poging en harde werk gister. Baie geluk aan almal wat in hierdie week wat voorlê verjaar. Nie vandag nie, eers môre. Môre verjaar Dou Joubert, die eerste Noudee Steyn en Teresa van Tonder, die tweede Aaron Barlow, Elizabeth Jones en Quentin Weber, die derde Liam Barnard, Luke Besuidenhout, Lientjie Cronje en Lanel Fourie, die vierde Kylie Besuidenhout, Elisa Hannekom, Jalandri Morris en Zander van Tonder. Kom ons gee vir hulle 'n lekker handeklap. En die lekker goed sal nou deurgeneem word vir die gelukkiges onder ons. Steek op julle hande. Die lekker goed man is lekker besig vandag, want ons het 'n lang verjaarsdaglys. Daar is hy. Baie dankie, lekker goed man. Dan wil ons baie sterkte sê vir almal in ons geloofsgemeenskap wat deur 'n moeilike tyd gaan met hulle gesondheid. Ons dink veral aan Tannie Bets Butler. Sy was die afgelope tyd in die hospitaal en is intussen ontslaan. Ook aan Linda Sammons. Linda is ook die afgelope week geopereer en sy is ook intussen ontslaan. Ook aan Letty Klopper. Letty gaan DV binnekort hospitaal toe vir 'n operasie en dan wil ons ook vir haar en die wet baie sterkte sê. Hulle is besig om te verhuis daar na die suidkus toe, daar na Ivongo toe met 'n see-uitsig. Kan 'n mens so gelukkig wees. Maar goed, baie sterkte vir hulle ook met die trek en dan ook die operasie wat voorlê. Ook dink ons aan Lindy Weideman. Lindy gaan ook binnekort hospitaal toe vir 'n operasie. Ons hou ook vir Alicia Kokemoer in ons gebede. Sy gaan nog deur 'n moeilike tyd met haar gesondheid en so ook Ben Gibbons. En dan dink ons ook in voorbidding aan Annetjie Tennyson. Sy gaan ook DV môre hospitaal toe vir 'n klompie toetse. Baie sterkte en seën vir almal van julle en ook almal van hulle se geliefdes in hierdie tyd. Kom ons kyk so 'n bietjie na die gemeenteprogram. Dit is 'n skoolvakansie, so dinge is 'n bietjie rustiger hierdie week. Vandag is die 4de Lydenssondag in ons erediens en ons drink natuurlik na die tyd lekker tee. Dinge is daarom so 'n bietjie rustiger nou so ons kan almal sonder om gejaag te voel
rustig tee en koffie drink na die tyd. Julle is almal baie welkom. Ek wil julle solank herinner aan die Paasnaweek. Dit is altyd vir ons in ons kerklike jaar die hoogtepunt. Vrydag die 18de April is Goeie Vrydag en ook ons Goeie Vrydag erediens en nagmaal en wel om 8:00 die oggend, nie 9:00 nie. En dan Sondag die 20ste Paasondag is ons Opstanding Sondag erediens en weer om 9:00. As ons na die res van die kwartaal begin inloer, dan kan ons nie anders nie as om weer te praat oor ons grootste sosiale en grootste gemeenskaps en grootste fondsesamelingsprojek vir die jaar. Ons jaarlikse kermis op Sondag die 1 Mei. So vriende, ons moet almal asseblief met 'n groot kol op ons selfone se dagboeke en op ons hardeband dagboek. Dit is wel deel van 'n lang naweek en dit maak dit soveel meer spesiaal om ook dan ook by mekaar te kom. Daar is al reeds 'n klompie goed nodig, bestanddele nodig vir die verskillende stalletjies. Julle moet asseblief begin inbring, ons sal dankbaar wees daarvoor, want dit beperk ons uitgawes. Bestanddele soos meel, suiker, olie, eiers en vla is baie nodig. Dan is daar by die verskillende stalletjies nog helpers nodig. So as jy iewers kan help, al is dit net vir 'n uur of so, of 'n paar minute, laat weet asseblief die kerkkantoor. As ons almal iewers help, dan beteken dit dat die ouens wat helpers by die stalletjies is, ook die kermis kan geniet. Maar as daar net 'n paar mense is wat by die stalletjies is, dan kan hulle eintlik nie veel van die kermis geniet nie. So kom ons help mekaar om dit moontlik te maak. En dan moet ons daarom so ietsie interessants inbou, soos elke jaar, soos wat ons verlede jaar begin het by die kermis, 'n uitdaging, 'n teiken om na te streef. Ons teikenbedrag hierdie jaar vir inkomste, dis 'n inkomste, nadat ons uitgawes afgetrek is 70.000. As ons daardie 70.000 haal, dan sal ek weer iets onbesonne, eksentriek, vreemd, semi-gevaarlik aanvang. Maar dan moet ons daai 70.000 tref. Daar's net een probleem. Ek weet nog nie wat ek moet doen nie. So dis waar die verdere uitdaging lê. Die baan is nou oop vir voorstelle. So as enige van julle enige voorstelle het wat snaaks is, wat daarom so 'n bietjie avontuurlik is en wat lekker gees gaan bou in die gemeente en waar ek daarom hopelik in een stuk en lewendig aan die ander kant gaan uitkom, dan is julle welkom om my te kontak. Ek sal dan al die voorstelle vir die kermisspan voorlê en dan sal hulle besluit wat ek moet doen. So, julle is welkom. Enige voorstel is welkom. Julle kan my bel, julle kan vir my 'n WhatsApp stuur, net soos julle wil. Dan wil ons al reeds nou begin herinner, julle kry die inligting daar op die aankondigingsblaadjie oor die jaarlikse vroue naweek wat ons synode reël vanaf die 15de tot die 17de Augustus daar in die Suidkus. Julle kry die besonderhede daar, die koste is ook op die aankondigingsblaadjie. Ons maak dit nou al reeds bekend sodat as julle wil gaan, julle elke maand so 'n paar rand kan wegsit vir die naweek. Dit is altyd 'n wonderlike ervaring vir ons dames. En ons kan dit sterk aanbeveel. So oorweeg dit asseblief om dalk daarin te skakel. En nou is ons gereed vir ons aanvangslied. Nogal 'n baie gepaste lied, so in die begin van die erediens. Lied 284, Laat Heer U vrede deur my vloei. Martha
Ons begin vanoggend se erediens met die woorde van Psalm 103. Ek wil die Here loof en nie een van sy weldade vergeet nie. Dit is hy wat al my sonde vergewe, wat my al my siekte genees, wat my red van die graf en my met liefde en ontferming kroon, wat my die goeie in oorvloed laat geniet, my die jeugdige krag van die arend skenk. Barmhartig en genadig is die Here, lankmoedig en vol liefde. Hy sal ons sonde nie bly toereken nie, en nie vir ewig toornig bly nie. Hy handel met ons nie volgens ons sondes nie, vergeld ons nie vir ons oor ongeregtighede nie. Want so groot as die afstand tussen hemel en aarde is, so groot is sy liefde vir die wat hom dien. So ver as die ooste van die weste af is, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here hom oor die wat hom dien. Hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons stof is. Loof die Here, magtige engele, wat sy opdragte uitvoer, sy bevele gehoorsaam. Loof die Here alle hemelwesens wat hom dien en sy wil doen. Almal wat deur hom geskep is. Loof die Here op al die plekke waar hy heers. Ek wil die Here loof. Amen. Waar ons vanoggend hier by mekaar is, om die Here te loof en na hom te luister, groet hy elkeen van ons en hy beloof vir ons sy genade en sy barmhartigheid en sy vrede. En met hierdie seëngroet in ons ore en in ons harte is ons mos tog bly en vol vreugde. Kom ons sing van daardie vreugde, met vreugde in ons harte en op ons lippe en in ons gesigte. Lied 492. In U is vreugde, vrede en vreugde.
Liewe Hemelvader, ons het sopas van vreugde gesing. Sopas van blydskap gesing. 'n Mens kon eintlik hier in u huis die vreugde en die blydskap voel. Dit was tasbaar. Ons kon dit ervaar. Baie dankie daarvoor. Want Here, daar is so baie dinge in die wêreld daar buite. In ons land, in ons stad, in ons eie lewens, wat die hele tyd probeer om ons vreugde, om ons blydskap te steel. Maar Here, ons gaan dit nie vanoggend toelaat nie. Ons gaan vas staan in u vreugde. Ons gaan aanhou bly wees. Ons gaan aanhou glimlag. Want daar is, ten spyte van alles, oor as genoeg rede om bly te wees, om vreugde te ervaar. Ons kan bloot vanoggend, toe ons hiernatoe gery het, buite gekyk het na die pragtige dag daar buite. Ons het almal die afgelope aand in 'n warm huis geslaap, 'n bord kos geëet, veilig gewees. En ons het die heeltyd ervaar hoe lekker, hoe wonderlik, hoe heilsaam dit is om 'n kind van u te wees. Ook in daardie tyd waar dit nie so goed gegaan het nie. Want Here, daar is van ons wat hier sit en daar is van ons wat ingeskakel is wat sê, maar hoe kan ek enigsins blydskap en vreugde in my eie huidige situasie ervaar? Jy bid baie maklik, jy weet nie waardeur ek gaan nie. Here, ek bid dat ook hulle, al is dit so onrealisties, al is dit so onlogies, al is dit amper onmoontlik, dat hulle waarlik vreugde sal ervaar. Want Here, ons weet mos, ware vreugde is net in u. As ons vreugde en blydskap buite u soek, dan is dit nie volhoubaar nie, dan is dit tydelik, dan gaan dit maklik weg. Maar in u is daar blywende vrede. U die Vader, wat alles gemaak het, en so wonderlik onderhou, ook ons elkeen. U die Seun, wat ons so oneindig lief het, dat u lewe vir ons gegee het. U die Heilige Gees, wat in ons elkeen woon, en ook by ons en in ons is, al gaan dit hoe moeilik op hierdie oomblik. En daarom, omdat u so by ons en so naby aan ons is, kan en se wil, en ja Here, sal ons vandag bly en vol vreugde wees. Dankie dat u ook vanoggend vir ons hierdie diens laat begin met vreugde in u. En dat u ook later vanoggend hierdie diens gaan afsluit met ons vreugde in u. Maar eers gaan u met ons 'n pad stap. Eers gaan u ons 'n bietjie hartseer maak. En Here, ons weet, ons wil eintlik maar bly die hele tyd soos wat ons nou is. Maar ons kan eers werklik daardie blydskap ook aan die einde van die diens ervaar, as ons eers hartseer was. En as ons ervaar het wat u aan daardie hartseer van ons gedoen het. Want dan sal ons aan die einde van hierdie diens kan uitjubel en uitstraal ware vreugde en blydskap in u. Werk asseblief diep, baie diep in elkeen van ons in hierdie erediens en veral in hierdie boodskap deur u woord.
In Jesus se naam, amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Psalm 32. En ons lees saam uit die 2020 vertaling. Gelukkig is die een wie se oortreding vergewe, wie se sonde bedek is. Gelukkig is die mens vir wie die Here sondeskuld nie toereken nie, en in wie se gees geen bedrog is nie. Toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword, onder my die gekreun die hele dag. Ja, dag en nag was u hand swaar op my. My lewenskrag het weggekwyn, soos in die hitte van die somer. My sonde het ek teenoor u erken. My sonde skuld het ek nie bedek nie. Ek het gedink, ek wil my oortredings teenoor die Here bely, en u het my sonde skuld vergewe. Sela. Dit is waarom elke getroue volgeling tot u moet bid, terwyl die geleentheid daar is. Die geluid van 'n groot watervloed sal hom nie bereik nie. U bied vir my beskutting. U vrywaar my van nood. Met jubelkrete van bevryding omring u my. Sela. Ek wil jou insig gee. Ek wil jou die pad leer wat jy moet loop. Ek wil jou raad gee, my oog oor jou hou. Moet julle nie soos 'n perd, soos 'n muil sonder verstand gedra nie. Met toom en stang moet sy krag beteel word, anders bly hy nie by jou nie. 'n Goddelose het baie smarte, maar wie op die Here vertrou, troue liefde omring hom. Verbly julle in die Here en juig regverdiges. Ja, jubel dit uit, almal met opregte harte. Tot sover ons skriflesing. Broers en susters en jong maats, julle ken seker die gesegde, ek sal vergewe, maar ek sal nooit vergeet nie. Miskien het jy dit self al gesê. Om te vergewe is een ding, maar om te vergewe en te vergeet is heeltemal iets anders. En baie moeilik, amper onmoontlik. Maar nie vir God nie. Hy vergewe en hy vergeet. In ons skrifgedeelte van vanoggend, Psalm 32, en in die gelykenis van die verlore seun, in Lukas 15, leer ons vir God so ken, as die vergewende en vergetende God. Miskien moet die opskrif van hierdie gelykenis eerder wees, die gelykenis van die vergewende en vergetende pa. Julle ken mos hierdie gelykenis. Die pa in die gelykenis, wat 'n beeld van God is, het 2 seuns gehad. 'n op die oog af slegte seun, die jongste, en 'n op die oog af goeie seun, die oudste. Ek sê op die oog af, want alles by hierdie seuns is nie soos dit lyk nie. Die jongste seun het 'n paar dom besluite gemaak en 'n klomp verkeerde dinge gedoen, wat duidelik sigbaar was. Hy het nie respek vir sy pa gehad nie, want hy wou nie eers wag totdat sy pa dood is vir sy erfgeld nie, en het nadat hy sy erfgeld by sy pa geëis het, dit voor die voet
uitgemors, asof dit niks beteken nie. Terwyl hy daarmee besig was, het hy verseker saam met van sy ongiere vriende, wat net agter sy geld aan was, liters en liters drank geabsorbeer. Drank was volop. Meisies ook. En van respek vir hulle was daar nie veel sprake nie. Die ander seun in die gelykenis, die oudste, die sogenaamde goeie seun, was ook nie vlekkeloos nie. Al het hy so gedink en so voorgegee. Sy teenkanting toe sy pa sy broer met oop arms terug ontvang nadat hy teruggekom het huis toe, gee hom weg. Daar is nie veel liefde en vergifnis daarin nie. Sy sonde was meer gekamoufleer en in die geheim. Nie so duidelik sigbaar vir almal soos sy broer se nie. Hier en daar het hy dit weggegee in iets wat hy gesê het, maar homself gou daarna gekorrigeer om die skade te beperk en skande te vermy. Maar sy gedagtes het meer sonde bevat as wat hy wou erken. Gedagtes van moord, egbreek, verkeerde begeertes, jaloesie, hoogmoed, naaiwer, haat. Maar dit was nie so erg nie, het hy gedink. Hy was daarom loyaal aan sy pa en het Sondag saam met hom kerk toe gegaan en nou en dan gebid. Dawid in Psalm 32 sou waarskynlik met die sogenaamde slegte seun kon identifiseer. Hulle sou moontlik selfs groot vriende kon gewees het. Net soos die jongste seun het Dawid in Psalm 32 besef, sy sonde is 'n groot probleem. Die jongste seun het tussen die varke besef wat hy besig was om aan te vang en hoe dit besig was om sy lewe te vernietig. Dawid se sonde het hom van binne af opgevreet. So verduidelik hy vir ons in Psalm 32. Miskien was dit sy doen en late met Batseba en hoe hy van haar man ontslaag geraak het wat so op hom gewerk het. Hy kon nie meer eet en slaap nie. Skuldgevoelens het sy liggaam begin verwoes. Angs oor die gevolge en vrees vir straf op sy sonde het hom geestelik en emosioneel begin vernietig. Daar was nie meer genot en vreugde in sy lewe nie. Hy het geweet hy is in die greep van sy sonde, dit hou hom vas en gevange en hy kon nie daar uitkom nie. Nog erger, dit het sy verhouding met God verbreek. Hy het eenvoudig net te skuldig gevoel om na God toe te gaan en met hom te praat en tyd by hom te spandeer. Al wanneer hy met God gepraat het, was wanneer hy in die moeilikheid was en dan gou 'n skietgebed gebid het. Ek vermoed, as ons onsself by een van hierdie twee broers moes skaar, sal dit waarskynlik vir die meeste van ons die sogenaamde goeie broer, die oudste broer wees. Ons is mos by die Here. Ons sit tog vanoggend hier in die kerk of kyk na die opname van die erediens. Ons probeer so ver moontlik in die gemeente inskakel. Ons bid nie genoeg en met genoeg tyd nie, maar darm. Ons weet ons moet meer Bybel lees, maar ons kyk na die vers van die dag en ander boodskapies op sosiale media. Ons maak nie so droog soos Dawid nie. En ons val nie in dieselfde kategorie as die jongste seun nie. Dit is daarom nie nodig
dat ons onsself so pynig soos hulle nie, en deur so marteling soos hulle hoef te gaan nie. Maar, as ons dieper grawe, as ons dade, en afkom op ons woorde, ons houding, ons gedagtes, dan is dit 'n goed gekamoufleerde spinnekopweb van sonde onder die oppervlak waar die duiwel lekker ronddans. Ons kan dit ook nie vat as mense te maklik by die Here uitkom en deur hom vergewe word nie, soos daardie oudste broer. Ons sê nie noodwendig iets nie, maar hulle kan dit op ons gesigte sien. Hulle moet daarom eers die pad loop wat ons tot hiertoe geloop het. Asof ons so onskuldig is. Ons vra vergifnis vir ons sondetjies. Dit is nou as ons onthou, is so aan die einde van ons gebede in een rympie sin. Maar môre sê en dink ons maar presies dieselfde. En môre aand vra ons weer vinnig vergifnis. So gaan ons aan, dag na dag, sonder enige verandering in ons woorde en gedagtes en houding. Miskien omdat ons nie regtig jammer is daaroor nie. Alhoewel Dawid besef het hoe ernstig sy sonde is, het hy, so lees ons in Psalm 32, was hy werklik jammer daaroor. Het hy werklik jammer daaroor gevoel. Maar hy kon homself net nie onmiddellik so ver kry om eerlik en openhartig met God daaroor te praat nie. Sy woorde, toe ek stil gebly het, het my gebeente broos geword onder my, gekreun die hele dag, verwoord Dawid se worsteling. Dit was verseker ook nie vir die sogenaamde slegte seun in die gelykenis maklik om daar in die varkhok waar hy beland het op te staan en die reis terug na sy pa te begin nie. Maar toe beide van hulle die guts kry, die moed kry om op te staan, te begin loop en hulle monde oop te maak, toe bars die damwal. En hulle vertel alles vir God. God het dit alles geweet, maar hy wou dit uit hulle eie monde hoor. Eenvoudig en duidelik, en die volle waarheid. Hulle vat verantwoordelikheid vir hulle optrede, en sit dit voor God neer. Ongelukkig lees ons nêrens dat die sogenaamde goeie seun dieselfde gedoen het nie. Wanneer laas het jy ernstig en openhartig met God oor jou sonde gepraat? Navorsing wys dat Rooms-Katolieke in baie gevalle meer gelukkig is as ander Christene. Dieselfde navorsing wys dat een van die redes hiervoor is die geleentheid wat hulle het en hulle gebruikmaking van die geleentheid om in die bieghokkie voor die priester hulle sondes te bely. Daarmee sê ek nie dis reg wat hulle doen nie. En daarmee sê ek ook nie ons moet nou daar agter in die kerk 'n bieghokkie inrig en dat julle sondes voor my daar moet kom bely nie. Ek is in elk geval net so 'n sondaar en selfs 'n groter sondaar as julle. Maar daar is waarde in bely.
Jy kry dit uit jou sisteem uit. En wie beter as God self om dit voor te bely? Broer en suster, jong maat, elkeen van ons het iets van die jonger seun en iets van die ouer seun in ons lewens. Somtyds is daar, soos in die jonger seun se geval, dade, optrede, dinge wat ons doen, wat helder en duidelik teen die wil van God en teen sy liefdesgebod en die 10 gebooie is. Ander kere is ons soos die oudste seun. Dit lyk of ons alles reg doen. Ons gaan, soos hulle sê, deur al emotions. Maar daardie woordjie wat so nou en dan uitglip, daai sarkastiese, kwetsende woordjie, daardie gedagtes wat ons dink net ek van weet, daardie houding wat ek wys teenoor ander mense van wie ek nie hou nie. Ek sê niks, maar my gesig en my liggaamstaal wys dit duidelik. En ja, dan is daar ook die kere wat ons presies weet wat om te sê onder hierdie omstandighede. En presies weet wat om te doen. Maar ons versuim. Ons doen dit nie. Want sien, sondige dade, sondige gedagtes, sondige woorde, 'n sondige houding, 'n sondige versuim is alles sonde. Punt. En soos ek verlede week alreeds gesê het, ja, daar's baie ander sondes in ander mense se lewens. Maar die Bybel is die hele tyd daarmee besig vir ons te sê, los dit. Ek sal daarmee deel. Kyk na jouself. Haal eers die balk uit jou eie oog uit. Ons gaan nou die geleentheid kry in 'n paar oomblikke van stil gebed om soos Dawid en die jongste seun eerlik en openhartig met God te praat oor ons sonde. Of dit nou in ons woorde, dade, gedagtes of waar ook al is. Noem dit by die naam. Dit mag vir jou sleg wees, dit mag vir jou vernederend wees, maar dit het vir Dawid bevryding gebring, toe hy wat hy gedoen het, vir God by die naam genoem het. So, moenie oor die algemeen bid, ag Here, vergewe my sondes, amen, en dan net aangaan nie. Dit is nie belydenis nie. Noem dit by die naam. En as ons dit klaar by die naam genoem het, elkeen in ons stilte daar in ons eie harte voor die Here in stil gebed, kom ons sê vir die Here, dat ons jammer is. Maar kom ons bedoel dit. As jy nie regtig jammer is, nie moet jy vir hom sê jy is jammer nie, want dan, hy weet jy gaan lieg. Maar as jy regtig jammer is, sê vir hom jy is jammer. En vra hom, hy wag daarvoor, om jou te vergewe. 'n Paar minute van stil gebed, waar ek en jy eerlik met die Here praat oor ons lewens.
Kom ons sing as deel van ons gebed, terwyl ons bly sit, lied 231. Nadat Dawid eerlik en openhartig en volledig sy hart voor God uitgestort het en sy sondes voor hom bely het, al was dit hoe pynlik en vernederend, en nadat hy 'n offer gebring het God vir hom in sy binneste die versekering gegee dat hy vergewe is. Dat God hom vergewe het, dat hy sy skuldlas van sy skouers en uit hom gelig het en dit weggeneem het, dat hy nooit weer daaraan dink nie en dit vergeet, dit afskryf. Hierdie vergifnis en vergeet van God doen iets wonderliks in Dawid. Hy voel gelukkig, geseënd, welgeluksalig, en hy is waarlik bly en vol vreugde, want hy is so dankbaar, so dankbaar, so dankbaar vir hierdie vergifnis wat hy ontvang. God doen presies dieselfde vir my en jou. In 1 Johannes 1 vers 9 lees ons: as ons sondes bely, wat ons sopas gedoen het, God is getrou en regverdig. Hy vergewe ons sondes. Ja, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle
ongeregtigheid. In die woorde van die gelykenis in Lukas 15, wag hy vir ons om na hom toe te kom, soos ons net nou gedoen het. Hy wens ons wil nie so lank wag nie. Hy hardloop ons tegemoet, hy omhels ons en hy vergewe ons net daar en dan. En hy hou nie op om ons soos een van sy kinders te behandel nie. En nooit weer dink hy aan ons sondes nie. Maar dit het teen 'n prys gekom. Hierdie lydenstyd waarin ons nou is, herinner ons daaraan. Ons het ook 'n ander broer, waarvan hierdie gelykenis nie praat nie, maar wat self hierdie gelykenis vertel het. Jesus Christus, die Seun van God. Hy het homself vrywillig gegee as jou betaling. Hy het homself laat offer in jou plek. Hy het jou skuld namens jou gedra. Daarom en net daarom vergewe God jou. Ja, jy is vergewe. En jy kan soos Dawid oorloop van vreugde en blydskap en saam met hom uitroep in vers 11. Verbly julle in die Here en juig regverdiges. Ja, jubel dit uit. Almal met opregte harte. Kom ons roep dit nou uit in die woorde van lied 245 as 'n gebed. Terwyl ons staan, ons sing vers 1 en vers 2. Die pad wat ons vanoggend geloop het, kan ons elke dag loop. Van sonde
na belydenis tot vergifnis deur Jesus. En sodoende die bevryding en vreugde wat dit bring, elke dag ervaar. Maak dit elke dag deel van jou gebedslewe. En jy sal verbaas wees wat dit vir jou menswees, en vir jou lewe en vir jou verhouding met God doen. Gaan nou en leef uit hierdie vergifnis. Moet nie hierdie vergifnis goedkoop maak deur weer terug te val in dieselfde sonde nie. Maar soos Dawid in Psalm 32 sê, laat God vir jou insig gee. Laat hy vir jou die pad leer wat jy moet loop. Laat hy jou raad gee. Hy sal sy oog oor jou hou. Amen. Liewe Here, dankie vir hierdie reis wat ons vanoggend deur ons eie lewens kon beleef. Van sonde wat ons baie bedruk en depressief gemaak het, tot belydenis wat ons baie angstig gemaak het, tot vergifnis waar ons weer oor gehoor het en oortuig is en verseker is en gesing het oor u vergifnis. U wat vergewe en vergeet. En in dit alles uit dankbaarheid vir ons Here Jesus wat dit moontlik gemaak het. Lei ons, of ons nie dalk elke dag hierdie roetine behoorlik, sonder om te jaag, in ons verhouding met u moet inbou nie. En Here, net u kan ons help om nie weer terug te val nie. Net u kan ons help om nie weer dieselfde te doen nie. Net u kan ons keer om soos 'n donkie weer ons voet teen dieselfde klip te stamp. Doen dit asseblief in ons, soos net u dit kan doen, deur u Heilige Gees wat in ons woon. Volgens u wil en net tot u eer en u verheerliking. In Jesus se naam, amen. Kom ons dien die Here deur ons liefdegawes.
Ons gaan afsluit met lied 219. Laat ons sing van ons verlosser. Ja, laat ons sing van ons verlosser en hom loof en prys, want dit is hy wat dit alles moontlik maak. Die liefde van God die Vader, wat ons sonde vergewe en daarvan vergeet. Die genade van die Here Jesus Christus, wat dit moontlik maak. En die gemeenskap van die Heilige Gees, wat ons daarvan verseker en oortuig, sal met elkeen van julle wees en bly.